Ek weet of dit vandag nog so is nie. Maar wat is van die eerste dinge wat jy by jou ma en pa, eerste woorde wat by jy en jou ma by geleer het en ingedrul was toe jy kind was? Behalwe pappa en mamma. Dis natuurlik die eerste een. En dan sit altyd, gaan die eerste ma of eerste pa sê. Maar, na daai, is dit nie as jou kind begin groot word, van kleins af leer jy hulle, asseblief en dankie. En dis iets wat mens gereeld herhaal, jou kinders gereeld moet sê, dankie. Want om dankie te sê vir iemand is belangrik. Maar daar is 'n groot verskil om dankie te sê en dankbaar te lewe. En dis waaroor ons vanoggend so 'n bietjie wil praat. Want jy kan 100 keer dankie sê en iemand kan nog steeds voel, maar jy's nie regtig dankbaar nie. Dis woorde wat in jou mond uitkom, maar ek ervaar nie daai dankbaarheid wat jy nou sê nie. En ek weet nie wie van julle het al besef hoe belangrik die woord dankie is nie. En dankie vanoggend is meer as net 6 letters. Want dankbaarheid is iets wat uit mense hart uit moet kom. Dankbaarheid gebeur uit 'n hartsverandering en dat mens anders leef. En ek wil vanoggend vir jou uit 'n Ou Testament gedeelte 'n pragtige gedeelte kom wys oor eintlik die dankbaarheid wat die Here vir my en vir jou wil hê as sy kinders. En ek wil saam met jou vanoggend wil ek Micha 6 lees. Die eerste 8 verse vanoggend. Julle moet hoor wat die Here sê. Staan op, lê krag voor die berge en laat die heuwels jou stem hoor. Luister berge na die aanklag van die Here, luister onwrikbare fondamente van die aarde. Ja, die Here lê 'n klag teen sy volk. Hy het 'n regsaak met Israel. My volk, wat het ek aan jou gedoen? En hoe het ek jou vermoei? Antwoord my. Ek het jou immers laat optrek uit Egipte land, uit die plek van slawerny. Ek het jou losgekoop. Ek het Moses, Aaron, Miriam voor jou uitgestuur. My volk, onthou tog wat Balak, die koning van Moab, beplan het, en wat Bileam, die seun van Beor, hom geantwoord het. Onthou wat gebeur het van Sittim tot by Gilgal, sodat jy die regverdige dade van die Here kan erken. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan? My neerbuig voor die verhewe God. Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaaroud kalwers? Sal die Here genoeg neem met duisende ramme, met 10.000 strome olyfolie? Moet ek my eerstgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir my eie sonde? Hy het aan jou, mens, bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop. Nou in hierdie gedeelte as jy lees, dan begin dit van die hele boek so opgestel dat dit lyk soos 'n hofsaak. Want as jy hierdie gedeelte lees in die konteks waar God met die volk kom praat, is die volk besig om te mor, te kla, te moan. Niemand sien ons raak nie, het gaan sleg. Waar is hy? Wat doen hy? Kan jy nie toch sien wat met ons gebeur nie? En in dit kom God met die volk praat
En dan begin God nie met 'n klomp stel reëls en 'n klomp eise met sy volk praat nie, maar hy kom herinner hulle aan die genade wat hulle ontvang het. Hy vat hulle terug en sê, onthou bietjie, soos in die ou Koran, onthou bietjie wat gebeur het, gaan lees net bietjie weer terug, wat ek met jou gedeel het vroeër. En hy roep die berge as getuie, en hy sê, kom ek herinner jou aan wat gebeur het. God kom sê nie, ek wil hê, waarom is julle nie gehoorsaam nie? God kom trap hulle nie uit, waarom is jy so lou nie? Hoekom brand jou liefde vir my nie? Hoekom dien julle my nie? Dis nie hoe God hierdie gedeelte begin nie. Die volk wat, hy kom vra vir hulle, my volk, onthou julle nie wat ek gedoen het vroeër nie? Kom ek herinner julle aan my genade. Kom ek herinner julle hoe ek julle uit Egipte land uitgelei het, hierdie gedeelte. Onthou toe julle in slawerny was, ek het julle vrygemaak daarvan. Onthou julle ek het vir Moses en Aaron en vir Miriam gegee. Onthou bietjie hoe ek julle gehelp het teen Balak en Biljam. Onthou ek het julle die beloofde land gegee. Roep net weer in herinnering en sien net my genade wat ek vir jou oor en oor en oor aanhoudend gebring het. Voordat God vir my en vir jou kom vra om iets vir ons te doen, kom hy ons altyd eers herinner aan wie hy is, wat hy doen, sy genade. God wat sê, ek het jou eerste gered. En dit wat hy eintlik van ons vra is, in 'n reaksie omdat ons klaar gered is omdat ons dit alreeds God se liefde en genade gekry het. Nou, kan jy onthou, toe jy kind was, of as 'n ouer nou, en jy klaar geëet, en mens vra, kan jy nie maar net so gou vir ons die skottelgoed gou was nie? Wie veel onthou baie keer, dat jy dit gedoen, of jou kinders, is dit nou regtig nodig, dat ek nou heel dag en elke dag skottelgoed was? Ek weet nie of jy al daai reaksies gekry het van kinders nie, of jy dit dalk al self gedoen. En al wat God, dis nou amper so reaksie wat die volk het, en dan kom God sê, kom ek onthou jy, hoe het ek my afgesloof vir jou, sê nou in skottelgoed terme, vir die kospotte. Onthou het ek vir jou voorsien en met liefde hierdie alles vir jou gemaak. En as God met sy volk kom praat, dan kom hy eintlik vir hulle sê, onthou, ons leef omdat uit dankbaarheid, omdat ons reeds van God sy liefde ontvang het. Jy doen dit nie om dit te verdien nie. En so is dit vir my en vir jou ook. As hy met die volk kom praat, staan ek en jy op die plek waar ons weet ons was slawe van sonde. Ons besef wat Jesus Christus vir ons gedoen het, dat hy ons kom vrymaak het. En hy het nie net ons skuld kom dra nie, maar Jesus kom en hy sê, God kom sê, hy noem ons sy kinders. Hy kom sê, maar ek kom gee my gees vir jou. Hy kom sê, maar ek is nog steeds elke dag daar om jou te dra en te versorg. En dankbaarheid, dankie begin om te onthou, wie is God en wat doen hy van altyd af en nog steeds elke dag vir jou en vir my. Dis wat dankbaarheid begin. Nou ek weet ons leef in Suid-Afrika wat moeilike tye deurgaan. Ons beleef nog 'n klomp goeters soos geweld. Ons beleef korrupsie, werkloosheid. Ons beleef die spanning tussen mense die afgelope tyd intens in ons land. En baie mense sê maar, is daar niemand wat meer omgee nie. En baie mense vra maar, is daar nog 'n God wat omgee? En as dit in tye soos hierdie, waar ek en jy, die liggaam van Christus, die gemeente van Christus, die kerk van die Here, juis moet onthou,
aan die goedheid van God en hoe God nog altyd by my en jou betrokke was. So tye soos hierdie waar ons dit moet onthou, sodat hoe ek en jy optree in hierdie moeilike tye saak maak. Dat ons nie hierdie attitude het wanneer God vir ons dinge vra. En moet ons deel nie. En vir die volk, julle nou nog gehoor het toe ons die teks gelees het, die volk het al hierdie vrae kom vra, maar wat moet ons nou doen vir die Here? Moet ons nou meer beeste slag? Moet ons meer lammers slag? Moet ons meer brandoffers bring? Moet ons meer olie vir die Here bring? Moet ons nou selfs ons eie kinders vir hom gee? Hulle kom met hierdie attitude, kom vra hulle hierdie vraag, maar wat moet ons nou meer doen? En ons streel baie keer so. Waarom moet ek nou gee? Waarom moet ek nou betrokke raak? Ek het min tyd, is besig. Waarom moet ons vir ander mense gaan kos gee? Waarom moet ons together toe ry om daar te gaan help? Hoekom vra baie vrae? Amper soos die volk. En dan wil dit amper of die Here vir die volk wil kom en luister, ek soek nie jou godsdienstaktiwiteite nie. Ek wil hê jy moet onthou, hoe goed is ek, maar ek wil nie hê dat jy net 'n klomp aktiwiteite doen, waar jy met 'n ditback is, en vol attitude my dien nie. Dis die hart wat ek hoor in hierdie boodskap, as God met die volk kom antwoord op hierdie vraag wat hulle vra. Dat die Here vir my vra, ek vra eintlik dat jy 'n ander hart het en jy met 'n ander gesindheid begin leef, omdat ek jou lief het, omdat ek genade vir jou gee, omdat ek nog altyd vir jou sorg. Ons sê ek en jy kan, ons weet, ons kan kerk toe gaan, ons kan Bybelstudie gaan, ons kan saam sing, ons kan 'n klomp bedieninge hê en ons kan finansiëel bydra en nog steeds kan ons onregverdig leef. Ons kan Sondag sing van God se liefde in die lofprysing en aanbidding. En ons kan nog steeds Maandag ons werkers by die werk onregverdig behandel. Ons kan bid vir sending en bid vir die werk in Tugela en nog steeds 'n vreemdelingshaat hê vir die ouens wat ek nie ken nie. Ek kan die Here dank vir al die seëninge en hoe hy sorg en niks met niemand deel nie. En vanoggend moet jy hierdie gedeeldheid hoor, God soek nie net ons godsdienstaktiwiteite nie. Hy soek nie 'n aktiwiteit vir ons nie, hy soek 'n hartsverandering van jou en my. En dan kom God vir sy volk in daai vers 8, kom hy vir hulle eintlik wys dat dankbaarheid meer is as 'n 6-letter woord. Dankbaarheid lyk anderste as dit. En luister wat sê hy, mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Dis eintlik wat hy kom sê, hy vra van jou net dit, om reg te laat geskied, om liefde en trou te bewys, en om nederig die pad saam met jou God te loop. Dis vir die Here van my en vir jou vra. Hy kom nie vir ons 3 nuwe wette gee nie. Hy sê nie vir ons, jy moet net jou plig doen nie. Hy sê, ek soek 'n dankbare hart, dat dit wat jy vir my doen, uit 'n dankbare hart uitkom. En dan, dit wat hy vra, sê, die geregtigheid wat jy moet soek, hierdie liefde en trou wat jy moet bewys, en hierdie nederigheid, sê hy, dis die vrug van wat gebeur as jou hart verander het, as jy regtig besef wie ek is, en dankbaar teen my is, dan kom die volgende uit, dan doen jy geregtigheid, en geregtigheid is niks anders nie, om te doen wat reg is. Dan praat ons nie net oor geregtigheid nie, ons is nie net bekommerd oor ongeregtigheid in die wêreld nie, en dan begin ek reg optree, ek is eerlik in my besigheid. Ek doen nie
Nie korrupsie omdat ek bang is ek gaan tronk toe nie. Maar ek doen die regte ding omdat ek weet, dis wat die Here verwag, dis wat reg is. Dan hanteer ek my werkers op die regte manier, omdat ek weet, God het hulle lief. God wil vir hulle die beste hê, en hy wil my gebruik in hulle lewens. Dan ontduik ek nie belasting nie, want ek weet, die Here sê vir my, maar gee aan die keiser wat hom toekom. Dan praat ek die waarheid, en ek praat, as ek eerder sou wou stil bly, moet ek weet, ek moet iets oor sê, of ek moet reg optree. Ek moet opstaan vir die weerloses, die vreemdelinge wat almal wil verstoot, moet ek waardigheid gee. Wie gee om? God gee om. En omdat God omgee, moet dit my hart verander. Omdat God vir my omgegee het en vir elkeen omgee, moet my hart verander en ek moet omgee om die regte ding te doen. Verstaan julle hoekom dankbaarheid uit 'n gesindheidsverandering en 'n hartsverandering? As die vraag gevra word, maar wie gee om? Dan behoort ek en jy, die kerk, te sê, maar ons God gee om. En omdat ons God omgee, daarom gee ek om. Omdat my God se hart uitreik na mense, daarom reik my hart uit na mense toe. Dis nie my plig nie, dis nie iets wat ek moet doen nie, maar my God se hart brand daarvoor. En my dankbaarheid moet begin my hart opbrand soos my God se hart vir mense om my. En die tweede ding wat die Here vir hulle vra is, bewys liefde en trou. Nou die woord vir trou wat hy gebruik is gesed. Dis die woord vir verbond. Eintlik wat hy vir hulle sê, julle moet wat ek van julle wil hê is verbondsliefde, 'n liefde wat verbind aan my en aan die mense rondom jou. Is dat God getroue verbondsliefde vir ons wil hê. Liefde wat genadig is, liefde wat omgee om te gee. En dan begin hierdie liefde iets van die hart van God se liefde demonstreer. Vergifnis, om geduldig te wees met mense, om ander se laste te dra, om gasvry te wees, om aandag te gee, om tyd te gee. En ons het dit al vroeër vir mekaar gesê. Seker die grootste daad van liefde is om teenwoordig by iemand te wees, om daar te wees, om by hulle te wees. Dis die grootste daad van liefde. Dit mag wees dat jy die telefoon moet optel, 'n besoek aan iemand bring, 'n bord kos vir iemand vat, vir hom net te luister. As God so by my en jou betrokke is, vra hy van ons, hierdie troue liefde. Dankbaarheid verander my en jou se hande en ons voete, omdat God ons harte begin verander het. Begin dit gebeur in hoe ons optree en wat ons doen. En dan die laaste ding wat hy vra, wat die Here vra, is wandel in nederigheid met God. Want nederige mense se harte en hande is oop. Want as jy nederig is, dan hoef jy nie te bewys jy is belangrik nie. Jy hoef nie altyd reg te wees nie. Jy kan partymal stil bly. Dan sê mense goed en doen mense goed. Jy hoef nie met ander te kompeteer as jy nederig is nie. Jy hoef nie op te staan vir jou regte as jy nederig is nie. Want jy weet, jy stap in nederigheid saam met die Here en jy is daar om te dien en te doen. Iemand wat nederig is, besef dat alles wat ek het, is genade. Alles wat ek is genade. En daarom leef ek naby God. Ek stap saam met hierdie lewende God elke dag die pad, want ek weet, dis by hom waar ek genade ervaar. Dis by hom waar my hartsverandering plaasvind. En daarom leef ek elke dag saam met die Here. En dan begin hy so in my werk, dat sy liefde sigbaar word, waar ek by ander mense besig is.
En dat om reg te doen nie 'n vereiste is of 'n wet is nie, om reg te doen gebeur uit my hart uit. Want ek leef naby my Here. Oral is mense bekommerd oor jong mense. Jong mense vandag soek nie noodwendig die perfekte kerk nie. Soek nie net bloot die regte antwoorde nie. Maar jong mense soek egtheid, integriteit, nederigheid, mense wat in liefde saam met mense 'n pad stap. En dis wat die Here vir my en vir jou kom vra. Hoekom leef ons so? Ons leef so met God se hart, 'n God van regverdigheid is. Omdat God daai verbondsliefde het wat vir my en vir jou brand. Daarom doen ek en jy dit. Dat ons 'n God het wat ons sonde vergewe, wat ons harte verander. En daarom leef ons elke dag dankie. Nie die 6 letters nie, maar leef ons om reg te doen. Met liefde op te tree. En nederig saam met my God elke dag die pad te stap. Dink net wat gaan gebeur as elke lidmaat van ons gemeente een daad van geregtigheid elke dag doen. Een daad van genade en liefde aan iemand bewys op 'n praktiese manier. Gaan dit nie alreeds 'n verandering begin gebeur nie. Dink wat gaan in Suid-Afrika gebeur as elke Christen dit begin doen elke dag. Gaan daar nog mense wees wat sê, wie gee om? Nee, mense gaan ervaar dat 'n land wat 86% sê hulle is Christene, hulle gaan omgee, en genade heeltemal anders lyk. Niemand gaan 'n rede kan hê om te sê, gee niemand meer om nie. Dit gaan gebeur wanneer ek en jy dankbaar begin leef. OK, as jy nog nie klaar is nie, dan kan jy hierdie gesprek in die kar voortsit. Daar so 'n bietjie mekaar verder te deel. Ek wil sommer net 'n regulêre gewoonte vir jou gee om hierdie week om dit in te oefen dat jou dankbaarheid nie net 'n 6-letter woord is nie, maar dat jy 3D dankbaarheid hierdie week gaan toepas. En 3 dankbaarheid gaan oor 3 goeders wat met 'n D begin, wat jy hierdie week kan inoefen. Die eerste een is, hierdie week elke dag dink terug aan wat het God vir jou gedoen. En onthou, dink terug selfs, maar wat het die Here nou vir my gedoen? Dink net 'n bietjie elke dag terug aan dit wat God gedoen het. So dis die 1D. Die tweede D is, doen reg. Gaan doen elke dag iets wat reg is, wat jy weet die hart van God voorbrand, en gaan doen wat reg is aan iemand. Die derde een is, gaan deel jou liefde en genade. Vra vir jou elke dag, maar wat is daar wat ek vandag kan doen? Wie het 'n woord, 'n gebed, 'n oproep, 'n besoek, of nodig dat net 'n daad van praktiese liefde nodig, sodat ek kan my liefde daar betoon. 3D liefde. Dink, doen en deel hierdie week, dat jy so dit kan doen. Hoekom doen ons dit? Die wêreld hoor ons dankbaarheid met hulle ore. Maar hulle glo ons wanneer hulle dit sien gebeur in ons lewens. Mense wil nie net dankie hoor nie. Mense wil glo dat ons dankbare, veranderde harte het, omdat ons dit doen uit liefde. Mag ek en jy so die Here met dankbaarheid dien elke dag. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vanoggend ons lewens kom oopmaak voor U. Ons wil kom sê ons is jammer as ons partymal soos 'n spoiled brat klomp vrae vir gevra het en
en nooit onthou het en besef het wie hy is, hoe groot hy is, en hoeveel genade en liefde hy aanhoudend vir ons gegee het nie. Mag ons net in herinnering elke dag staan oor die goedheid en die guns vir ons. En mag dit ons harte kom smelt. Mag dit ons gesindhede kom verander. En ons begin beweeg om met dankbaarheid te begin leef. Om reg te doen. En om ware liefde te kom deel. Met 'n gesindheid van omgee, om het U omgee, dat ons so omgee in mense se lewens. En mag ons elke dag saam met U hierdie pad nederigheid bly stap. Vader, so vra ons dat U ons harte verander. En dat U ons gemeente so sal gebruik, om met hierdie 3 dinge wat U van ons vra in Micha 6 vers 8, dat ons gemeente bekend sal word as 'n gemeente wat dankbaar leef en opregtheid voor U. Ons kom bid en vra dit in Jesus se naam.